Goeienaand broers en susters, welkom by die huis van gebed. Ja, dis Sondag aand, is nou wat, so 6 uur se kant. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad, goeie dienste bygewoon, en dat die krag van die Here werklik waaroor jy gewerk het, die salwing van die Here op u was, op u gerus het. En ja, ek en Karen het vanaand nou, ons het nou die Bybel van vooraf, ons het nou by Genesis 40 dink ek, en ons het vanaand begin handel oor Josef, en ja, dit is net interessant, as 'n mens het bedink al die dinge wat die Here gedoen het, en hoe die Here 'n ding doen, en wat die Here vir elkeen beplan het. Ek het vanmiddag toe sit en kyk ek na 'n prediker wat ook 'n groot rol in my lewe gespeel het. En hy sê toe, hy net die jare toe hy in die bediening ingekom het hy eendag in so 'n hotelkamer gelê en bid, en met die Here gepraat, en vir die Here gesê, ja, hy sou bitter graag soos Moses wou gewees het. En na die Here vir hom ook gesê het, maar onthou Moses was ook ongehoorsaam gewees. Toe sê ja, maar dan sou ek soos Abraham wou gewees het. En weet, daar so baie dinge, daar so baie mense soos wie ek ook graag sou wil wees. En ek onthou eendag het die Here vir my gesê, dat niemand daar buite, nie een prediker daar buite kan dieselfde salwing dra nie. Elkeen het die Here uniek. As 'n salwing vir u en 'n salwing vir my, wat die Here op ons lewens sit, ons lewenspaie maak. En ja, mens, party daar loop jy ook teen mure vas, party daar draai jy ook in 'n donker straat op en besef dat, jy weet, die vyand is erger as ooit tevore. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou van die pad van die Here af weg te kry, jou oog van die Here af te kry, net om iets in jou kop te laat kry om te dink dat jy is nie goed genoeg nie, of het jy die waarheid gehoor, het die Here dit vir jou gesê, weet, hy bring jou so vinnig op 'n afdraaipad, en net, maar ek dank die Here dat 'n mens kan stil sit en met God praat en luister, en die Here kom op sy manier, en hy kom openbaar hy homself van jou, en hy sê vir jou dat jy het nie verkeerd gehoor nie. Weet, die Here het 'n plan met ons almal, elkeen is daar 'n plan voor. Dit maak nie jy het sy wat jy doen vir die Here nie, al staan nie net weer die kerk se deure nie, ontvang die mense om in te kom. Dis 'n bediening, dis iets wat jy die vrymoedigheid het wat jy het om vir ander in te tree, om vir mense te sê, weet jy, die Here is lief vir julle. En daar is so baie dinge waarvoor ons net dankbaar regtig kan wees. Net om te sê, Here, dankie vir hierdie aand, dankie dat ons vanoggend in die huis van die Here kon gewees het, en laat die Here sy salwing en sy krag en sy heerlikheid deur ons lewens werk. Dankie vir YouTube kanaal, dankie Here vir huis van gebed, want hierdie is werklik waar huis van gebed, dit gaan vir my net oor, hoe meer jy bid, gebed is soos 'n, nou moet ek eers dink, ek ken dit nou nie myn as 'n steppies, 'n trapleer, 'n leer wat jy opklim. So ja, gebedslewe is soos 'n leer. Jy vat elke trap wat jy vat, klim jy hoër op. So jou vorige gebed is nooit dieselfde as jou volgende gebed nie. Want hoe meer jy bid, hoe groter groei jy in die Here, my broers en susters. Gebed laat jou geestelike lewe groei. Want dis wat die Here met jou praat in gebed en in die woord. Hoe meer jy die woord van God lees, en hoe meer jy bid, hoe nader beweeg ons aan die Here. Ek dink die tyd toe ek die Here begin het, was ek net 'n leefwessel. Hier was net niks in my gewees nie. Dit was net wêreld. En vandag is hierdie liggaam net God.
Ek soek net meer van die Here in my binneste. Ek soek net meer van die liefde van God in my binneste. Ek wil net meer van die Here uitdra vir my broers en susters daar buite. Ek wil net die woord van die Here uitdra. Weet dit soos Karen nou sê, ek is so ongeduldig. Ek kan nie wag om iets te doen vir die Here nie. En partymal moet ons geduldig raak. Die Here het my al geduld geleer. Of hy is besig om my geduld te leer, want die Here weet, dit is my swakpunt, is geduld. En ja, ek kan nie wag dat die Here net vir my 'n deur oopmaak om te sê, gaan soontoe, of gaan soontoe, of gaan soontoe, en gaan bedien daar, en gaan bedien daar nie. Dis my hele lewe gaan om die woord van die Here uit te dra. Ek wil net vir mense vertel van die liefde van God, van, daar is soveel meer as wat ons net gewoond is. Daar is soveel meer as net om 'n kerkbank warm te sit. Daar is soveel meer net om hand op te steek. As jy die hand opsteek met eerbied en met 'n verwagting dat die Here hierdie hand sal aanvat en aanraak. My broers en susters, daar's die woord sê, hulle aanbid my met hulle lippe, maar nie met hulle hart nie. Dit moet uit jou hart uitkom. Alles, dis so maklik om hande te klap of om hande op te steek, maar om heilige hande op te steek, my boetie en my sussie, om met 'n heilige hart die Here te aanbid en te weet, Here, ek is in die teenwoordigheid van God. Ek is daar waar ek hoort, is daar waar die Here my wil ontmoet. Dis daar waar God u wil ontmoet. Met eerlikheid. Baie maal moet ons self net eerlik wees. Is ek werklik waar op die plek waar die Here my wil hê? Is ek daar waar God en by tevrede is? Is ek soos 'n Josef vanaand vir die Here? Is die Here tevrede met my? Is ek soos 'n Dawid wat kan dans en jubel en juig voor die Here? Is die Here tevrede vanaand met Ben? Dis wat belangrik is die Here tevrede met my vanaand? Met dit wat ek doen vir die Here? Ek moet ook elke dag bely, ek moet ook elke dag vra, Here, vergewe my. Want daar kom ook tye in my lewe wat ek net soos ongeduld, ek kan nie wag nie, ek wil alles nou gedoen hê. En ek dink dis wat die Here vir my tydmal net vir my sê, is nou tyd om die handrem op te trek en te wag. Wag vir die woord van die Here. En partymal het die Here al vir u dalk gesê, is tyd om die handrem af te haal en om te gaan in die naam van die Here, om te spreek, so sê die Here. Weer om vir jou broers te sê, ek is 'n kind van die Here. Weer baie maal is soveel mense, ons hulle net vir onsself hou en sê, weet my buurman, ek is 'n kind van die Here. Weet my familie, ek is 'n kind van die Here. Weet die mense dat ek werklik ware kind van God is. Weet ons moet ons lewens begin omdraai om 'n heilige lewe na te strewe. As daar iets is wat jou bekommer, om met die Here te vra, Here, wat het ek verkeerd gedoen, Here? Het ek nie reg gehoor nie? En ja, daar is so baie, mens kan met die Here praat, van dis gebed. As jy praat met die Here, en die Here antwoord in sy woord, hy antwoord in ons harte, want dis hoe God ons maak, en die Here bou ons soos hy ons wil hê, nie soos dat die wêreld jou wil hê nie, soos wat God jou soek. Elke part pas presies in mekaar. En my broers en susters, so my woord vanaand is bemoedigend. Kom ons begin regtig, ernstig vir die Here te lewe. Kom ons gee ons alles vir die Here. Kom ons hou op om, ek dink die ou mense gesê, om met die Bybel onder die arm te loop. Enige iemand kan die Bybel onder die arm rondloop, maar as om die lewe te lewe wat die saak maak. Dis daai lig wat uit jou skyn, wat God verteenwoordig. Dis die woorde wat jy spreek, wat die woorde van God verteenwoordig. Dis dit wie jy is, wat die teenwoordigheid van die Here is. Raak mense ongemaklik as hulle besig is om veel grappe te vertel, en u kom in hulle midde. Jy sal dadelik sien,
Mense begin ongemaklik raak, hulle voel ongemaklik, want die teenwoordigheid van die Here is daar. En dis wat belangrik is by Boetie en my sussie. Kom, ons bring die teenwoordigheid van God in ons familie, in ons huise in. En ja, dat is nou so lekker soos om Bybel te lees, en om maar oor te gesels, en oor al die dinge net te bedink nie, en te dink, Here, is U werklik waar soos wat Jakob vir Josef lief was? Hy het vir hom 'n spesiale rok gemaak om aan te trek, want hy was lief vir hom. Nou wil ek vir u iets sê. Die Here sê, dag as ons hom aanneem as ons God en Saligmaker, trek hy vir ons 'n wit kleed aan. Amen. En ek eer die Here vir die Heilige Gees, want hy sê die onderpand van die Heilige Gees bedek ons. So die vyand kan nie by ons uitkom nie. Al wil hy hoe. Hy kon ons dag vir ons miskien deur mekaar maak, maar op die einde van die dag is die Here in beheer. En God openbaar hom en hy sê vir ons wat die antwoord is. En die antwoord is, kom ons bly by die Here. Die wêreld raak woes. Ek meen, as ons sien, die oorlog hou net nie op nie. Alles raak net al hoe erger. En alles wat net gebeur, ek meen, dis natuurrampe op natuurrampe. En dan sien 'n mens ook die getuienisse van die Here waar mense in die see in duisendes. Ek dink was nou die dag in Amerika 2000 en iets mense wat gedoop word in die see. Ek meen, as jy moet dink om 2000 mense deur 'n doopbad te kry, hoe lank gaan jy vat? Maar daar's wonderwerke. Ek dink die tweede een wat ek gesien het van verskillende state, van mense werklik waar in die see ingaan om gedoop te word, hulle is net te veel. En ek is so dankbaar vir die Here, dat daar so baie mense nou besig is om hulle lewens met die Here reg te maak. Laat ons nie onkans gevang word, broers en susters. Kom ons maak seker ons lewens is reg met die Here. Kom ons gee ons lewe vir die Here. En kom ons praat so hardheid met God en sê vir hom, Here, wat is my probleem? Waar sukkel ek mee? Laat die Here vir ons net die deur open. En ja, as jy 'n versoek het, op my YouTube channel is my telefoonnommer, jy kan my net 'n WhatsApp stuur, ek en Karen sal vir bid. Sondagmiddag is ons intree-sessie waar ons familie en almal bid, en elke aand bid ons. So, die kan net sê, wat is die behoefte, en ons is beskikbaar vir bediening as jy van iemand weet wat iemand nodig het om te kom bedien, ons is meer as welkom. Ons is meer as gretig om daar te kom, die woord van die Here te verkondig. En ja, mag die Here vir u seën, mag u werklik waar net 'n geseënde week het wat voorlê, en mag die Here net die paai vir u gelyk maak, en mag alles net goed gaan met u. In Jesus naam, kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, u krag en u genade. Here, dank dat u liefde vir ons is, en Here, laat u vir ons die prys op die kruis betaal het. En laat ons vandag kan opkyk en sien, die kruis is leeg. U graf is leeg, Here. U het opgestaan, u lewe. En Vader, u tree vir ons in by die Vader. En Here, baie dankie vir u liefde, u krag en u genade. En Here, elke broer en suster wat miskien siek is, met die draaie van die seisoene, Here, waar griep, en daar so baie siektes, daar so baie behoefte en gebed. Here, daar soveel mense wat net gebed nodig het. En ek wil bid, Here, laat u by elke een wat vanaand die naam aanroep vir gebed, Here. Miskien by 'n hospitaalbed, miskien by iemand wat afgesterwe het. Here, waar ook al, mag u genade en u liefde en u vrede net daar wees. En Here, by die siektes, mag u net by hulle stil staan en hulle aanraak in die naam van Jesus Christus. En Here, mag u elke broer en suster seën vir die week wat voorlê. Here, mag jy hulle seën met 'n dubbele mate van die seëninge. En Here, laat ons weet, ons is kinders van God. En Here, ek loof en prys en eer vir u, en ek gee vir al die lof en eer in Jesus naam. Shalom broers en susters, die Here seën vir u in hierdie week, en mag dit net goed gaan met u. Amen.